Goeiedag op 8 April 2026. Johannes 20 vers 15. Jesus sê vir Maria daar waar sy by die graf staan en huil: Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Weer eens 'n aangrypende toneel daar, die opstandingssondag by Jesus se graf. Ook volgens Johannes se evangelie, Jesus se eerste verskyning en woorde aan iemand na sy opstanding. Maria, wat die eerste getuie was van die leë graf, weet steeds nie wat daar gebeur het nie. Sy dink steeds dit was 'n grafskending en dat iemand die lewelose liggaam van Jesus verwyder het. Gebroke, hartseer oor haar groot verlies, verward staan sy daar en huil. En dan, so baie sou gebeur die paar weke na Jesus se opstanding, verskyn hy, daag hy op by haar, in haar nood. Opvallend is dat hy nie eens praat oor sy opstandingservaring nie, maar dadelik geraak is deur haar nood en deur haar trane. Daarom, soos Johannes dit berig, is sy eerste woorde na sy opstanding omgee woorde, trooswoorde. Mevrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Asof hy vir haar wil sê, vertel my van jou pyn en van jou groot verlies. En na sy met hom deel wat die rede vir haar pyn is, roep hy haar op haar eie naam. Maria. Sy erken hom en sy antwoord, Rabboni, my meester. En soos ons in vers 18 sien, getuig sy dan traanloos: Ek het die Here gesien. Vriende, dis dieselfde opgestane Jesus wat steeds opdaag, ook vir my, in watter vorm van nood en pyn ek mag verkeer. Hy sien dit raak. Hy gee om. Hy vra om te troos. En dan noem hy my op my naam. Hy maak dit persoonlik. Ek is nie sommer 'n nommer in 'n bondel nie. Hy kom staan by my, om by my te wees, in my hartseer en my gebrokenheid. En hy wil en kan my situasie verander, juis omdat hy die oorwinnaar is in alle krisisse. Here, dankie dat U nie by my verbystap in my nood en pyn nie, maar dat U vir my opdaag en my naam spesifiek noem. Soos Maria wil ek dan ook in geloof en dankbaarheid reageer. Rabboni, my meester. Amen.